Goeiedag en baie welkom by Woordspieël. Ons lees vandag uit Johannes hoofstuk 3 en ek lees vir jou van vers 11 tot by vers 18 en dan praat ons oor baie wat ek nie verstaan nie. Ek lees vir jou. Jesus praat, hy sê, ek verseker jou, ons praat waaroor ons kennis het en ons getuig oor wat ons gesien het en ten spyte daarvan aanvaar julle tog nie ons getuienis nie. As ek julle oor die alledaagse dinge ingelig het en julle my nie glo nie, hoe sal julle ooit glo as ek julle van die hemelse dinge vertel? Niemand het nog na die hemel toe opgevaar nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het. En dit is ek, die seun van die mens. Net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. God het die mensdom so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers nie die seun na die mensewêreld toe gestuur om die mense te veroordeel nie, maar sodat die mens deur hom verlos kan word. Die persoon wat aanhou glo in hom, word nie veroordeel nie. Die een wat egter nie aanhou glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie tot geloof gekom het in die enigste seun van God nie. Jesus praat hier met Nikodemus en ek moedig jou aan om sommer daar die hele hoofstuk te gaan lees. Maar Jesus sê hier vir Nikodemus dat daar baie dinge is waarvan hy kan praat en wat hy met Nikodemus kan deel, maar wat Nikodemus in sy aardsheid nie sal verstaan nie. Omdat Jesus vanuit die hemelse dimensies aarde toe gekom het, weet hy van hierdie dinge wat ons brein nie kan begryp nie. Maar ons het nie nodig om dit nou noodwendig te verstaan nie. Wat ons wel moet verstaan is dat alles in Jesus bymekaar kom en dat redding en ewige lewe vir die mens in Jesus is. Dit het Jesus vir ons baie duidelik kom maak en dit kan ons verstaan en dit moet ons aanvaar. Elkeen wat in hom glo, sal gered word, sal geestelik weergebore word en ewige lewe ontvang. Daar is baie misteries aan die lewe wat ek nie verstaan nie. Daar's baie dinge wat ek nie nou begryp nie en daar's baie goeders wat God ook nie noodwendig aan ons openbaar nie. Maar ek vertrou die een ding wat uit die hemel neergedaal het om my te kom red. Ek vertrou op hom, daardie een. Ek het nodig om hom te vertrou en om hom te volg. In Jesus maak die heelal sin en sal dit ook sin maak. In Jesus maak my lewe ook sin. Al is daar baie ander goed wat ek nie heeltemal verstaan nie. Kom ons bid saam. Jesus, ek vertrou U en ek buig voor U. Al verstaan ek nie alles wat aangaan in die groot prentjie van hierdie heelal nie. Maar dankie dat ek weergebore kan wees in U en dat U my liefhet. Amen. Die Here seën jou, mag jy 'n wonderlike dag hê en mag jy by Jesus begin en weet vanuit Jesus uit sal alles anders éventueel sin maak en bymekaar kom. Tot volgende keer.